liebend mag voor mij tot die eeuw. Van God voor mij alleen.
Daar's so 'n klein tegniese probleem daar agter. Hulle gaan dit gou-gou uitsorteer. Maar terwyl hulle besig is, baie hartlik welkom. Goeiemôre almal. Wat ek bietjie hoor, hoe klink dit? Daar sê wonderlike voorreg dat julle deel is van ons gemeente. As jy nuut is
vandag jou eerste besoek is, mag dit vir jou net wonderlik wees. Ons is 'n informele, heerlike, lieflike gemeente in die voetspore van Jesus. Baie, baie welkom veral aan die kinders en ook in die belydennisklas wat vanmôre weer gaan begin. Kom ons maak sommer net die oë toe en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons hier is vanoggend. Dankie dat U 'n afspraak het met elkeen van ons. Dankie dat U hande op ons rus, soos 'n pottebakker op sy klei, daar in sy werkswinkel op 'n wiel. En baie, baie dankie dat U nooit die werk van U hande los nie. En dankie dat ons kan welkom voel, daar waar ons opdaag met U liefde en U woord, U hartlikheid, U genade, U vergifnis, alles en die ewigheid is deel van ons hier wees, hoekom ons hier is. En daarom, liewe gemeente en kinders, is dit vir my wonderlike voorreg om julle te groet in die naam van ons Here Jesus Christus, sy Vader wat ons gemaak het, en die Heilige Gees. Amen. Goed, ons kan daai skyfie kan ons vinnig oorslaan. Baie dankie, ek het weer 'n monitor wat werk. Ons gaan hom vinnig oor. Nou wil ek graag hê iemand wat baie lanklaas, 'n seun en 'n dogter, vir my gehelp het hiervoor. Wie is lus? Kom ons begin eers met 'n seun, maar jy moet lanklaas hiervoor vir my kom help het. Ek wil vandag bietjie vir iemand anderste ook 'n kans gee. Hande op, wie kom my help? 'n seun. Okay, dan ek het aan. Daar's hy. Kom. Welkom. Jy kan hier aan hierdie kant staan en dan soek ek vir hom 'n assistent. Kyk, is 'n oulike ouetjie hierdie, jy moet hom kom assisteer. Jy hoef nie skaam te wees nie. Wie kom hom help? Iemand wat lanklaas hier voor was? Kom. As hy. Daar's hy. Ons hoef ons nie so skaam te wees nie. Welkom julle twee. Julle kan maar sommer 'n bietjie sit, ook totdat ek julle gaan nodig kry. Ek wil julle net eers hier hê by my. Goed. Wil julle sommer so op die mat sit? Sit sommer net hier so by my. Ek gaan ook 'n bietjie sit. Dan sit ons. Welkom. Julle, en ek wil vir julle nou al sê, welkom in die pottebakker se werkswinkel. Kan julle met klei werk? Julle gaan probeer. Julle is nie bang dat die hande gaan vou word nie. Ok, reg, dan is julle op die regte plek. Baie, baie welkom julle. Het ons lied klaar gesing? Is daar nou, as 'n lied wat nou kom? Kom ons sing eers 'n lied saam met die orgel en dan gaan ek vir ons oopmaak in Jeremia hoofstuk 18.
As sy Jeremia hoofstuk 18. Voordat ons gaan saam lees, kom ons maak die oë toe en dan vra ons die Here se seën. Here, baie dankie dat U so met ons praat dat oud en jonk, groot en klein, maak nie saak wie dit is nie, kan U woord hoor, verstaan, glo en gaan doen. En baie dankie dat U woord so vars en nuut is. En ek bid, Here, dat U in ons binnewêreld gaan inkom en ons geloof gaan kom versterk en ons hoop, maar ook ons gedrag en ons optrede. Uiteindelik leef ons U woord. Ons leef dit elke dag. Ons is nie altyd suksesvol daarmee nie, maar daarom sê ons ook jammer en ons kan dit bely en U is getrou en sagmoedig en vol genade om ons te vergewe. Maar U gaan nooit vir ons los nie. En daarom is ons vanoggend hier en daarom bid ons en kom werk ook met ons nou, soos 'n pottebakker met sy klei. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. As sy julle in Jeremia hoofstuk 18 kry ek die tema vir vanoggend en dit is die pottebakker. Sien julle uit daarna? Kom ons hoor eers wat het die Here vir Jeremia gesê. Wil ek eers na die eerste 2 verse kyk. Hoe mooi is dit, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. Net dit. En toe ek nou hierdie teksgedeelte lees en ek begin dink aan klei en die Here eintlik ons pottebakker is en ons is sy klei ensovoorts, te dink ek, miskien sal dit goed wees as ek ook 'n draai gaan maak by 'n pottebakker hier naby ons. En ek het sowaar een opgespoor hier in ons dorp en ek het kameraman Bianca Swanepoel saam met my gesleep. Sy was ook die regisseur en ons het vir julle 'n video saamgebring. En ek wil hê kinders, julle moet mooi kyk na hierdie video en julle moet kyk, as 'n stukkie grappietjie ook in 2 keer. Kyk of julle die grappietjies kan raak sien. Maar kom saam met my en dan gaan doen ons wat Jeremia gedoen het. Kom ons gaan af na 'n pottebakker se winkel toe. En dan gaan kyk ons wat ons daar kan leer. Môre julle, die Here het vir Dominee Jeremia jare gelede gesê, hy moet na 'n pottebakkerswinkel toe gaan. En weet julle wat ek toe nou besluit? Ek het besluit om ook so 'n pottebakkerswinkel te gaan besoek, sommer hier by ons, hier in die Suidkus. En ek het nou net by een aangekom en hier is wonderlike goed wat hier binnekant wag om te ontdek. Ek gaan nou daai deur klop en julle saam innooi om saam met my vanoggend 'n pottebakkerswinkel te gaan besoek. Kom ons gaan. Dis Carla. Die belangrikste deel van om 'n pot te maak. Ek praat nie van 'n gesig van klei of borsdeel nie, maar 'n pot. Ja. Wel, om 'n pot te maak, het jy voorbereiding nodig. Jy het jou klei nodig, wat jy maklik kan vorm. Jy het 'n draadjie nodig, wat jy moet afsny met spesifieke gewig en dan moet jy dit voorberei op die plek waar dit te knie. Okay, hierso sny ek 'n stukkie af. Dit vat nog 'n rukkie want jy kry 'n hele paar dinge. Nou, julle sal sien ek het nou 'n stuk afgesny. Aan die binnekant moet jou klei so lyk. As dit allerlei gaatjies het, is daar lig in. Jy moet die lig uitkry, want daai lig kan veroorsaak dat hy bars. Dit kan vinnig gebeur of dit kan stadig gebeur. Okay. En dit is wat jy doen. So jy moet hom gooi. Jy moet hom gooi, maar ook nie gooi nie. Daar moet 'n soort van 'n Okay, so ek het nou byvoorbeeld gedink aan okay. Ja. So wat ek nou aflei met die voorbereiding van hierdie klein
dis nie te hard nie, want jy moet bietjie inklim hier, en al voel dit seer en hard, maar dit is ook 'n vorm van liefde. Yes. Wat jy, dis is nou, jy is eintlik lief vir jou werk, jy moet lief raak vir die klei, voordat jy hom gaan iets mooi maak van hom, maar jy moet hom, hy moet ongelukkig deur 'n bietjie van 'n rol. En rol hom. Gaan jy nou vir stadium weer sny, dat ons kyk hoe lyk hy nou binnekant. Yes. En dit So, is dis 'n Dominee draai- kan dit doen. Ja, sit hom weer, Nee. trek hom na Dominee toe. Yes. En jy sny hom, En kyk dan. waarskynlik was dit nou nie altyd te lekker om gesny te word nie, maar ons moet kyk hoe lyk hy binnekant. Geen lig. Geen lig. Geen lig. Hy's gereed om gevorm te word voordat hy op die wiel gaan. En hoe jy dit doen, jy sit Terwyl julle nou al hierdie goed voorberei het, het ek myself besig gehou. Ek is nog nie kunstig genoeg om 'n ding te draai nie, maar ek kon daarom 'n trol maak. Wat in een van die Walt Disney flieks. Nou is ons by die volgende fase en dit gaan, daai klei wat nou so geknie is, gaan op hierdie pottebakkerswiel kom, maar hier is 'n baie belangrike ding wat Kassa vir ons gaan wys is, dit moet in die middel van die wiel gebeur. As die klei op die kant beland, het jy moeilik. Hier is die belangrikheid van voorbereiding. Jy gaan nog nie net dit doen nie. Hy het my baie dankie hoor. Okay. En tweede punt, hoekom? Nou besluit ons, okay, kom ons wees nou normaal en ons luister en ons sit om in die senter. Okay, maar ons is nog steeds nie reg voorberei nie. Al dip ons hande in die water, wat gaan help dat dit beter werk. En ons sit hom nou daar. Dit is, kyk hoe maak my hande. Dit is ongelooflik moeilik om hierdie ding reg te kry. Sien julle hoe? Hy wabbel verskriklik so. Is oral alles in die binnekant in wanbalans is. Jo. Alles is in wanbalans aan die binnekant. En dit is hoekom voorbereiding van jou klei van uiterste belang is. Vir jou, om jou klei korrek te laat begin ontwikkel, wil jy iets sê? Dit lyk of jy iets wil sê. Hierdie klei met sy wanbalans wat nou gesop is, Yes. gaan jy hom weggooi. Nee, ek gaan glad nie dit weggooi nie. Ek gaan jou gou help, want ek het gehoor, jy Nee. hier is spesiale, noem hierdie die windbakkie. Jy gooi geen klei weg nie. Geen klei. Maak nie saak hoe ongebalanseerd hy is, wanbalans, Nou, vol onsuiverhede lig, jy gaan vir hom weer en weer wegkry, en hierdie is wat sy noem haar herwin blikkie, die klei wat ek nou so nie, ek is vol wanbalans sien ek, maar hy gaan hierin, en dit gaan weer 'n mooi pot word. en dit gaan weer 'n mooi pot word, 100%. Hy gaan Fantasties. weer geknie en So 'n gebrei en goeie geallet word. pottebakker. Daar is hy. Dit was deel 1. En ons het so baie geleer by ons kuier by die pottebakker, dat ons gaan definitief deel 2 so gou as moontlike opvolg doen met deel 2. Jy het 'n bietjie gelag daar. Nou right. Kyk, wat ons nou verder lees in Jeremia, wat hy by die pottebakker gesien het, wat ons ook gesien het, en dit is die belangrike ding is, soms misluk die pot op die wiel, soms misluk die klei, wanbalans, jy het hom nie mooi in die middel van die wiel gesit nie, en hy vlieg af, en hy tref iemand hier teen die kop. Daai klei word nooit weggegooi nie. So die voorbereiding, voordat mens nog 'n pot maak, is verskriklik belangrik, en in daai proses is dit verskriklik belangrik om te weet, niks word weggegooi nie. Reg. Nou het ek so 'n stuk klei saamgebring, en ek wil hê assistent 1, ek dink jy gaan vir my kom help met die klei. En jy gaan my kom help aan hierdie kant, net nou met wat, ek het 'n paar verrassings in hierdie bakkie. Kyk, is jy reg?
Jy kan hierso kom staan, net hierso, so, reg. Goed, ek wil hê jy moet begin om vir my 'n pot te maak, hierso, dat waai. Goed, ek sien iewerste gaan hierdie hande van jou seer raak, van hierdie hard werk aan hierdie klei. Kom ek help jou gou. Wat het ons nou verkeerd gedoen hier? Ons het nog nie die klei voorberei nie. Nou om dit voor te berei het ek nou nog ietsie saamgebring. Daai tannie daar, Carla, sy werk met 'n draadjie, maar ek het gedink dit sal meer visueel sigbaar wees as ons hierdie ding gebruik, want kom ons vat 'n kleiner porsie as hierdie groot klei. Dis te swaar. Ek sny vir jou 'n klein stukkie af, dat jy 'n kleiner potjie kan maak, dan gaan dit mos nou makliker gaan. Jong, hierdie ding moet ek skoon vergeet, moet jou help. Nou, sny ons meer as net klei af hierso. Daar's hy. Kom ons bære hom, dat niemand weer seer kry. Nou het ons 'n kleiner porsie van hierdie klei. Maar wat het daai tannie gesê moet mens doen met klei? Voordat jy 'n pot gaan maak. Wat het sy gesê? Wat is die belangrikste deel? Die pot, sommer net op die wiel wat jy draai. Wat moet ons doen met hierdie klei? Ja, gaan nou ons hande was, maar ons moet eers bietjie hierdie klei voorberei. Het jy gesien wat het daai tannie gedoen? Nou moet ons 'n bietjie, kom, klim in. Nou vat jy jou vuiste. Boks hom. Gaan. Right, rol hom om. Ons klim maar 'n bietjie in. Weer 'n keer. Hy. Klim in. Right. Kom ons gooi hom weer so slag. Hy tannie het gesê, mens moet hom hard gooi, maar ook nie te hard nie. Gooi bietjie. En ons klim in, nou weer 'n bietjie. Knie hom. Sy, ons help jou bietjie. En ons knie hom bietjie. En so gaan ons aan. So. Nou byt ons eers vas op hierdie punt. Ek moet eers bietjie met die ander maats praat. Maats, julle het gesien, 'n mens moet maar bietjie met hierdie klei werk. En almal doen dit. Elke goeie pottebakker, hy's nie wreed en hy's nie lelik met my en jou as hy ons brei en ons voorberei om iets van ons te maak nie. Maar nou is ons so bang vir seer kry vandag. En ons dink alles moet net sag en wonderlik gaan. En niemand moet ooit met my raas of my teregwys nie, want dan word ek kwaad. Maar intussen is dit die Here wat besig is om ons te maak en om ons voor te berei. Want dis wat hy wou gehad het Jeremia moet sien in daai pottebakkerswinkel, is dat die Here is ons skepper. Hy is ons maker. En hy is met almal van ons besig. Ons is sy potte. En of jy nou 'n ma of 'n pa is, en of jy 'n ouma en 'n oupa is, die Here is besig met ons. En ons wat al so 'n bietjie langer lewe as julle, kan julle ook help. Maar partykeer is dit nodig dat ons gesny moet word. Dat die Here bietjie moet kom kyk binnekant. Is hier nie slegte goed en goed wat nie hier moet hoort nie. Maar soms is dit nodig om bietjie in te klim en te knie aan ons. Maar julle, ek is so bly dat die Here my knie en dat hy vir my vorm en dat dit nie sommer iemand anderste is nie, want die Here se hande weet die beste. Al is dit soms 'n bietjie hard en 'n bietjie seer, maar dit is die heel beste. Nou sê die Here verder vir Jeremia, al misluk hierdie potjie, kom ons sê, nou kan jy weer potjie maak daar, al misluk die potjie, jy gaan nou besig wees met die potjie, totdat jy vir my kom sê, jy het 'n mooi pot gemaak, hoor,
Hy gooi niks weg nie. So maats, wat is die verskil tussen die Here se hande en partykeer ons eie hande, die mens se hande, en ons kan ook sê die wêreld se hande daar buitekant. Nou gaan ek vir julle wys wat is die verskil. Terwyl, wat is jou naam nou weer? Waldo. Terwyl Waldo vir ons daar 'n pot maak, dis nou gaan jy my help, laat ons nou verstaan, wat is die verskil tussen die seer partykeer wat die Here in ons lewe doen, ons ook 'n bietjie sny, en ons ook knie, om van ons 'n mooi spoggerige pot te maak, en wanneer die wêreld ons beet het, en wanneer jy jou rug draai op die Here, en jy kies die wêreld, jy kies die pottebakker van die wêreld. Kom ons kyk wat gebeur. Daar's 'n groot verskil. Jy sien, in die wêreld kom daar nommer 1 gewoonlik 'n klomp gemors wat jy in die klei laat inkom. Kom ons kyk 'n bietjie in daai bakkie. Wat is heel eerste? Kom ons vat daai ding. Sit hom daarin. So sit ons klippe binne in hierdie klei, en op 'n dag dan kan ons nie verstaan dat ons pot nie lekker wil draai meer op die wiel nie. Maar ons het toegelaat dat hier 'n klip inkom. Dis nou 'n groot klip. En as party mense wat nie agterkom daar is klippies in hulle klei nie, want 'n klip in hulle klei nie, kom ons begin met daai, want hulle sit klein klippies in. So enetjie op 'n slag is mos nou nie te erg nie. En dan nou nog enetjie, nê. Ag, en so kom ons nie agter nie, maar op 'n dag dan is ons klei in die wêreld se hande vol klein klippietjies. En dan daai ene. En party mense, ek het mooi gevoel daar. Voel weer, wat is daar? Sê bietjie, wat voel jy? Dorings. En so sit ons dorings kom binne in hierdie klei, en so van dorings gepraat. Kyk mooi voordat jy daaraan vat. Wat is dit? Wat is dit? Sê maar. Okay, sy sê dit lyk soos 'n poef. Julle, dis inderdaad, hulle lê daar op my gras in die oggende. Wat maak die hondjies? Wil jy nie sê nie. Ons het gepraat van dorings, ons kan hierdie maar noem sponsdorings, hè? Julle ken die storie. Nou, kyk, vir baie mense in die begin, weet hulle sit poef in hulle klei. Maar later, as daai poef soos roomys begin proe, dan is jy in die moeilikheid. En jy kan hierdie klei pragtig mooi toemaak, en jy kan ook met hom gaan na die pottebakker se wiel toe. Wat dink jy gaan gebeur met hierdie klei? Wat dink jy, Waldo? Dit gaan nie werk nie. Maar wat is die verskil tussen wanneer dit die Here se hande is wat ons vorm en ons maak, en wanneer dit ek en jy is wat gedink het ons is slim genoeg om ons lewe uit die Here se hande te neem, of ons volledig in die wêreld se plesier, en baie dinge wat die wêreld doen is lekker, ek stry nie daaroor nie, ek praat oor hierdie lelike goed, die dorings en die klippe, en daai ander lelike woord wat met 'n P begin. Hierdie, né, wanneer jy nie uitwerk in die wêreld nie, wie wat doen die wêreld met ons? Hulle gooi ons weg. En soveel mense vertel vir ons dat jy nooit regtig 'n tweede kans kry soos wat die Here doen nie.
Die Here gooi ons nooit weg nie. Hy kom wel na ons toe en sê, kan ek jou bietjie help met die bootjie? Kyk, hier gaan die water uitloop. En daar loer 'n vinger deur. Wie wat is lekker? Ons kan hom weer oormaak. Dit is wat die Here wou gehad het. Dominee Jeremia moes 'n paar duisend jaar gelede gaan sien het in die pottebakkerswinkel, dat ons dit vandag ook kan sien. Daar's altyd vir ons 'n tweede kans. Maar terwyl hy weer probeer, en hy maak hom so bietjie kleiner, dan maak hy hom lekker dik, en kyk dat die water en die goed nie uitval nie. Hy hoef nie so diep te wees nie. Hoe lyk hy? Kom ek help jouself so bietjie so. Maar hoekom gooi ons onsself so gou weg? Ons raak so gou teleurgesteld. Ons dink nie daar's 'n tweede kans nie. Ons vergelyk ons altyd met iemand anderste. Jy dink jy was die vinnigste. Jy dink jy was die sterkste, jy was die kampioen by die skool, is net so, dan stoot iemand jou uit. En dan voel jy dit is die einde van hierdie wêreld. Och, julle, en nou wil ek nie eens met die tieners praat, as dit nou kom by 'n ou of 'n meisietjie nie. Nou ek onthou toe ek nou die eerste keer gedink het ek gaan 'n meisietjie fliek toe vat. Dit was die eerste keer. En ek het nogal so gevoel gehad, ek gaan probeer om aan haar hand te vat. En alles het goed gegaan totdat ek aan haar hand gevat het. En daar vat sy vat, maar sy vat nie terug nie, sy vat die pad. Kan jy dit glo? En ek het gedink dis die einde van my lewe. Ek is nou weggegooi en soos hulle in Engels sê, ek is nou gedamp. Ai, dis die einde van die lewe. Maats, ouers, almal van julle wat hier is vanoggend, hoor wat sê die Here vir Jeremia. God gooi niks weg nie. Ons gee nie om of dit 'n seun of 'n dogter is in matriek wat droog gemaak het en op die punt staan om geskort te word nie. Dis nie die einde nie. Dis nie die plek om die klei weg te gooi nie. En ons is God se kinders. En dit maak nie saak wat met jou gebeur het hierdie afgelope ruk. Dit maak nie saak waar jy vanoggend is nie. Die Here gaan jou nie weggooi nie. Wat hierdie klei aanbetref, met sy onsuiverhede hier binnekant, selfs hierdie kom tel die Here weer op. Hoeveel mense is nie opgetel wat iewerste in die geete en in die slote, selfs in die tronke van hierdie lewe beland het. Want God het 'n manier om die dorings en die slegte goed en die ou groot klippe vir ons uit te haal. Al is dit seer. En dan begin hy weer van voor af. Jy seker jy wil nie in een vat nie. En die doringkies, daar kom ek nou by hom. Een vir een, mettertyd, al vat dit 'n leeftyd, kom hierdie goeders uit die klei uit en word ons weer bruikbaar. Volgende keer gaan ons nou vir hierdie pot glasuursel opsit en gaan ek ook met julle praat oor wat daarvan as die pot nou stukkend breek, het die Here 'n plan daarvoor ook. Waldo, wat sê jy nou? Kom ons hoor, wat sê die res van die gemeente? Wat sê julle van sy pot? Baie dankie, julle kan maar gaan sit. Hierso kan julle hande was. Jy kan net hande was as jy in hy ander ding gevat het. Ons maak ons hande mooi skoon, is jy reg? Is jy nou weer mooi skoon vir kerk? Baie dankie Waldo. En baie dankie dat jy vir my kom help het. Kom ons kyk na 'n video insetsel. Julle weet mos nou van hierdie Simon wat hierdie program gemaak het wêreldwyd. Wat is hy van?
Cowell, nee. Britain's Got Talent, America's Got Talent. Ek het 'n videoklip saamgebring, Roelof. Julle moet my net help om hom te stop, net so op 6 minute en 30 sekondes. Maar kom ons kyk na hierdie jong man wat opdaag voor hierdie gehoor. En wat julle hier gaan sien is 'n tweede kans. Net soos die pottebakker die klein nie weggooi nie, kom ons gee hierdie ou weer 'n kans. Maar wie wat vir my mooi is dat hulle vir hom water bring. Ek het veel te praat. Hello. Who are you, my love? I'm Gruffydd Wyn Roberts. I'm Welsh. Yeah. I'm 22 and I live in a small island called Anglesey in North Wales with my nan. Oh, fantastic. What's your granny's name? My nan's called Alwena. That's a great name. Alwena. And why don't you live with your mum and dad? Well, I don't. I live with my nan because I haven't known my father till I was 16, and yeah, it's quite hard. Sorry. Yeah. Go on, Griff. Go on, Griff. Are you going to sing? Yeah, I'm going to sing for you today. Yeah. And what's the dream? Just selling out theatres like this, hopefully. All right. Well, good luck. Thank you very much. Sai per noi verrà la libertà di amarci qui senza limiti e fiorirà il sogno a noi si spera l'amor c'era. Okay, Griffin, I want to say something to you. Okay. Because you're very nervous. Yeah. This was very cold and mechanical for me. I sense there's more in there. I want to hear that warmth, that richness. I want you to just let go for a second. Okay. What else you got? I've got Nessun Dorma. Let's do that. Okay. Have a glass of water. Yeah. I'll screw it up. Alright? Relax. Right. Take a big breath. Alright, relax. Griffin, how good do you think you are out of 10? Out of 10, I'd say I'm about a 6 at the moment. That's what we just got. I want an 8. And above. Principessa nella tua fredda stanza
binnekant, elkeen van ons, sit God se wonderlike vingerafdrukke. En as ek vanoggend vra, wie het jou weggegooi? Jy sal weet wie. Dalk is dit iemand. Dalk sit sommer net jouself. Hou op. Binnekant elkeen van ons sit daar 'n opera stem en 'n ster wat wag om te begin skitter en uit te staan. Binne elkeen van ons sit daar iemand wat vir jou sê, jy's nie 8 uit 10 nie, maar jy's 10 uit 10. En sy naam is die Here. En weet julle wat belangrik is om dit te kry is jou voorbereiding. Gaan na die pottebakkerswinkel toe. Laat jou weer knie. Want die stem kom van binnekant. En julle onthou op die video, was daar 'n belangrike ding, die klei is in die middel van die wiel gesit, nie op die kant nie. Ons skuif weg, God is die middelpunt, en hy wil die middelpunt van ons lewe wees, en hy het hierdie arsenaal van wonderlike goed, wat hy vir my en vir jou wil uitdeel. Hoekom het jy op die kant gaan neersit, en dan vlieg jy van hierdie wiel af, en as jy later kwaad vir God, dit is nie hy nie, is jy wat dit gedoen het. Ons wil mos onsself uitruk uit God se hand uit, en sê, ek is die skepper van my eie pot. En wys my daai een wat suksesvol was. Een van my groot helde is die Amerikaanse akteur Denzel Washington. Ek kyk nou die dag, hy verdien $60 miljoen per jaar. Dan gestaan hy voor kinders en skole en dan sê hy, al het die Here my geseën met baie dinge, het ek nodig om God eerste te sit in my lewe. Hoekom? Want ek het nodig om deur God gevorm te word. Ek het nodig om deur God gekorrigeer te word. Wanneer ek verkeerd is, wanneer my pot begin skeef trek, wanneer ek toegelaat het dat die wêreldse gemors hier binne inkom, en dan het ek God nodig om my te beskerm. Dit sê 'n multimiljonair van Amerika. Kom ons doen dieselfde. Ek is vanoggend so ongelooflik opgewonde en dankbaar bly dat ek julle kon saam met my nooi na die pottebakkerswinkel toe. En ek wil graag hê elkeen van julle moet die stem van die Here opnuut hoor. As 'n ster binne in jou, 'n 10 uit 10. Ek jou nie verder laat afskryf en laat weggooi nie. Ek sluit af met 'n gedig. En Rolof, jy kan maar saggies in die agtergrond begin speel. Druk net sy play, daar is musiek saam. Gaan gou terug. Die musiek moet vanself begin speel, daar is hy. Sit net 'n bietjie die klankharder. Die wonderlike ding is, dat ons ook soos die pottebakker goedjies. En ons kan onsself uitdeel as geskenke, graag alle mense ook die voorreg gee. Dit wat ek vanoggend gedoen het is, maar uit my mens gedagtes uit, en ek het 'n bietjie van die televisie en so aan saamgebring om julle te motiveer, maar
Dis 'n kootjie wat ek ook uitdeel en ek wil hê julle moet dit nou gaan uitdeel. Gedeel dit uit vir jou kind. Moenie sleg voel en skree en kwaad wees as jou kind verloor en tweede en derde kom. Dit nie maak nie. Dalk nie so briljant slim is soos die ander kinders in jou familie iewers op 'n ander plek. Uiteindelik sê prediker, skrywer vir ons, alles kom tot niks behalwe as dit in God se hande is. So dit maak nie saak as jy briljant is nie, dit maak nie saak as jy 300 miljoen sterk is, soos Denzel Washington, maar jy kan nie God nie eers sit in jou lewe nie, dan gaan jy van die pottebakker se wiel afvlieg. Luister saam met my na hierdie gediggie. Ek weet nie wie dit geskryf het nie, maar die hele paar sangers het dit gesing in die gediggie se naam is die pottebakker en as jy huis toe gaan sal jy dit sien, ons het dit vir julle op die kerk se afkondigings gesit sodat jy dit weer kan gaan lees. Klink so. Met hande wat weet, hanteer hy die klei en maak hy ornamente vir jou en my. Hy vorm en hy druk en hy rol en hy draai tot die kootjie verskyn en sy vreugde verraai. Vele harte maak hy bly oor al die mooi goed wat hy kry. En as ek maar een kon hê om te gee vir jou, sou ek ook trots kon voel soos die pottebakker nou. 'n Nuwe skepping uit die bakker se hand met liefde gevorm van water en sap. Want die bakker moet leef van dit wat hy saai, te eet en te drink van die vrug wat hy maai. Ja, vele harte maak hy bly oor al die mooi goed wat hy kry. As ek maar een kon hê om te gee vir jou, sou ek ook trots kon voel soos die bakker nou. Maar die draaiwiel het gestop, die klei het verdroog, en alles is verkoop vir 'n tand in 'n oog en die bakker is weg. So ver weg van hier, om in die hemel met potjies en mooi goed te gaan versier. Vele harte maak hy bly oor al die mooi goed wat hy kry. As ek maar een kon hê om te gee vir jou, sou ek ook trots kon voel soos die bakker nou. Vele harte maak hy bly oor al die mooi goed wat hy kry. As ek maar een kon hê om te gee vir jou, sou ek ook trots kon voel soos die bakker nou. Here, ons maak ons oë toe. En ons wil sommer net vanmôre kom sê, dankie Here vir die pottebakker se winkel en die mooi stories. En dankie vir die geloof in u skepperhande. Die geloof in iemand soos ek. Om ook van my iets moois te maak, 'n pot uiteindelik op die rak, versier met glasiersel en die liefde van die Here uit die hemel. En Here, as ek my potensiaal verloor het iewers in die lewe en my laat weggooi het, sê ek vanoggend, hier is ek, Here. Maak die saak waar hy my optel nie. Maak die hande nat met lewende water en sit my terug op die wiel en vorm my en maak my soos u wil. Dankie Here. Dankie vir die wonderlike potensiaal wat in almal van ons skuil. Elke kind se lewe en in elke kind se droom. Dankie Jesus dat u jouself laat weggooi uit die hemel uit. Op die grond kom gooi is. Kom sny is, kom breek is. Toe kom alles reg, kom maak jy alles heel. En soos wat die heel gemaak is uit die graf, kom maak my ook weer heel. Kom maak ons almal weer heel, as dit so nodig in hierdie tye waarin ons lewe. Amen. Daar is nou geleentheid om
ook die Here te dank met 'n dankoffergawe. Terwyl die dankoffer opgeneem word, net so 'n paar afkondigings wat ek onder almal se aandag wil bring. Heel eerste, al die kinders wat vanoggend hier is, julle kan vorentoe kom en vir julle elkeen 'n pakkie chips kom kry. Chippies, heerlik. Gee 'n lekker handeklap daarvoor dat julle so lekker bederf kan word ook vanoggend hier by ons. Kry vir julle 'n lekker pakkie chippies. Daarmee sê ons sommer vir julle, ons is lief vir julle. Geniet hom. Julle mag dit nou al eet en baie welkom terug. Ons sê ook volgende baie geluk aan almal wat verjaar en die Here se rykste seën en al sy wonderlike geskenke word vir julle almal toegewens. En ek hoop dat dit vir julle sommer net 'n baie dag waarop jy gaan verjaar. Nuwe intrekkers by ons is amper gereed vir 'n nuwe intrekkersfunksie, so as jy nog nuwe mense is, kom meld aan. Hier aan my linkerkant is daar 'n tafel met 3 sulke groot stoele en daar is spesiale mense wat daar vir jou gaan wag en die nodige kontakbesonderhede kry sodat ons met jou kan kontak maak. Ons hou van tyd tot tyd 'n funksie hier in die saal met 'n bietjie van eetdingetjie en dan ontmoet ons mekaar, leer ons mekaar beter ken en vertel ons julle meer van alles wat in die gemeente aan die gang is. En ons sien baie uit na die volgende een. Dan wil ek nou hoor, ek wil graag hierdie preek van vanoggend laat na sy tweede deel toe oorvloei. En nou gaan ons kyk na die glasiersel en dan ook die vraag, wat gaan gebeur as die pot nou breek? Is daar nog steeds hoop vir hom? Dit is 'n wonderlike boodskap wat ek nie wil hê kinders en ouers moet misloop nie. Maar nou is dit 'n lang naweek volgende naweek. Kan ek net by wyse van hande opsteek sien, wie van julle is volgende naweek hier en nie weg nie? Laat ek sien. Goed, nog een vraag. Sou julle sê ons kan opvolg 2 doen volgende Sondag of sal ek hom laat oorstaan? Sal ek hom laat oorstaan? Dan staan ek hom oor tot na die lang naweek, dan doen ons deel 2 van hierdie preek. Is dit reg so? Reg. Hierdie lang naweke, julle, ek weet julle geniet hulle, maar ek wil iets doen aan hulle. Maar in elk geval, baie dankie vir daai dat julle my gehelp besluit het. Dan wil ek noem dat ons het begin met restaurasiewerk, herstelwerk aan die badkamers. As julle vanoggend 'n badkamer nodig het, manne, die mansbadkamers is eerste word aangewerk. Let net daarop. Hier is ander badkamers, ander toilette ook op die perseel en maak gerus gebruik daarvan en ons is baie opgewonde en sê baie dankie vir almal wat help en ook dit befonds dat ons bietjie kan mooi maak. Dit is vir ons regtig lekker dat dit gebeur. Dan het Leon gevra boeke. Ek weet nie of Leon die boeke word omtrent nou weggegee, nê. Maar buite as jy kan 'n boek kry. Op met die trappe, daar's boeke. Is van julle nog boekwurms of is julle Facebook wurms of Google wurms? Wat is julle? Maar die wat nog hou van boeke, daar is boeke met die trappe op. Volg net die bordjies daar, dit is nie te moeilik om te kry nie. Sondagskool belydennisklas begin vanoggend weer. Welkom terug ook spesifiek aan die belydennisklas wat na die tyd na my toe kom en julle word almal uitgenooi na 'n heerlike koppie tee en koffie na die diens agter in die saal en ons sê dankie vir die spannetjie wat daar vanoggend vir ons tee en koffie skink. Kom ons sluit af. En dan bly ons staan vir die seënuitspraak.
ek sagte hande van seën vir almal wat deel is van my en jou lewe, vir mekaar hier in hierdie gemeente. Mag jy ook op die middelpunt van die pottebakker se wiel bly en vertrou sy sagte hande om jou tot 'n seën vir hom en ander te vorm. Amen.